Goeiemiddag, baie welkom by ons Pinksterreeks vir vanjaar met die tema aan tafel met Jesus. Ons gaan vanjaar by ons Pinkster stilstaan by 'n reeks prediking waar die Here saam met mense geëet het en waar hy aan tafel juis vir mense geleer het wat dit beteken om kind van die Here te wees, hoe hy na die lewe kyk, wie hy almal insluit binne sy koninkryk. En ons word dan ingenooi om saam met hom te kom aansit, ook by hierdie feesmaal wat hy vir ons voorberei. Vanaand se temareeks gaan oor die Emmausgangers en ons temareeks is om te sê, leer om Jesus te sien. Ons skrifgedeelte is Lukas 24 vanaf vers 13 tot en met vers 35. In hierdie gedeelte tref ons dat twee reisigers, Kleopas en sy medereisiger, op pad is van Jerusalem terug na die dorpie Emmaus. Emmaus was so 12 kilometer weg van Jerusalem af en ons hoor dat hulle in gesprek is oor wat in die laaste paar dae gebeur het. En wat hier gebeur het is natuurlik dat hulle opgetrek het vir die Paasfees na Jerusalem toe, dat hulle die wens gehad het dat Jesus homself as die Messias sou openbaar. En vir die Jode was die Messias natuurlik nie net 'n geestelike bevryder nie, maar ook 'n politieke bevryder, iemand wat hulle kon gered het ook van die Romeinse ryk. En dan is hulle teleurgestel want hierdie persoon in wie hulle hoop gestel het, wat sou gekom het as die Messias, as die bevryder in hulle lewe, is dan tereggestel, is verhoor, is aan 'n kruis vir hulle gesterf en is dan ook begrawe. En wanneer hulle dan terugstap, dan beleef ons iets van hierdie moedeloosheid, hooploosheid wat hulle ervaar, wanneer hulle met mekaar praat oor dit wat in hierdie tyd met hulle gebeur het. En terwyl hulle op weg is, sluit daar 'n vreemdeling by hulle aan, naamlik Jesus Christus, en hulle is besig om hom te vertel oor wat in hierdie laaste paar dae dan ook gebeur het. Nou as 'n mens gaan kyk na die disippels, was daar 12 disippels rondom Jesus en dan ook 'n weiërkring van 72 wat die Here gebruik het om 2-2 na mense toe uit te gaan. En daar is voorspel dat hierdie Kleopas en sy medereisiger deel was van hierdie 72. Dit beteken dan dat wanneer Kleopas en sy medereisiger praat oor die Here, dat hulle nie ongelowig is nie, maar dat hulle so gekonsentreer het op dit wat nou gebeur het, dat hulle oë verhinder was om vir Jesus te herken. Wanneer Jesus by hulle aansluit, wanneer hulle moedeloos is, wanneer hulle vertel van hulle hoop wat weg is dit dat die Here dan vir hulle die skrifte uitlê en eintlik met hulle praat oor die profetiese skrifte waar die voorspellings gemaak was en verwys was na Jesus as die Messias, hy wat moes kom om vir ons te sterf, moes opstaan uit die dood sodat ons die ewige lewe kon verkry. En in hierdie gedeelte lees ons hoe hulle harte warm geword het. En hoe hulle dan nou ook by 'n plek kom waar hulle vir Jesus innooi om te sê dat hy die aand dan ook by hulle moet deurbring. En ons lees hierso vanaf vers 28. Daar staan toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hulle saam met hom aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. As ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons hoe hulle hom innooi, eintlik met die woorde om te sê, Here, ons wil nie alleen wees nie, ons nooi om deel te wees van ons lewe ook vir hierdie aand. En wanneer hulle dan aan tafel is en die Here dan as gasheer die brood kom breek, lees ons hoe hulle oopgaan en hoe hulle vir Jesus dan leer ken, ook vanuit die nagmaal, vanuit die tafel en die brood wat dan vir hulle in gereedheid gebring was. Wat hierdie Emmausgangers in hierdie gedeelte ontdek, is dat ten spyte van hulle moedeloosheid, hulle hooploosheid wat hulle ervaar het, dat hulle gedink het hulle alleen is,
was dit dat die Here eintlik die hele tyd by hulle teenwoordig was. Die Emmous ervaring van God het ons vergeet, God was nie meer sigbaar nie, word hierdie ervaring waar hulle ontdek dat Jesus by hulle is en met hulle is. En daarom is dit dat hulle dan terug aan Jerusalem toe en met die disippels hierdie boodskap gaan deel dat hulle Jesus as die opgestane Here dan ook gesien het. As hulle met Jesus praat, ontdek hulle dan dat die Here die heeltyd by hulle was en dat hy teenwoordig is in hulle lewe. Ons gaan vanaand op die skerm 'n skildery wys, die laaste avondmaal by Emmous, wat 'n Spanjaard geskilder het. En hierdie skildery bestaan uit 'n diensmeisie met 'n spieël en die agterkant is 'n refleksie van Jesus waar hy in gesprek is met Kleopas en sy medereisiger. En die bedoeling is dat die spieël ons innooi in hierdie skildery en vir ons kom herinner om te sê, ons word deel van die gesprek ook met Jesus, asook die diensmeisie. Daar was hy besig om kos te maak, is dit dat die Here kom sê, ek is by jou teenwoordig, ek is by jou, ek is saam met jou. Mag ons ook vanaand ontdek, dat wanneer ons deur teleurstellings gaan, wanneer ons 'n tyd van moedeloosheid gaan, dat hierdie verhaal vir ons vertel, dat God by ons is, en dat ons deel het aan sy opstanding. Nie net in 'n fisiese liggaam nie, maar dat die Here elke dag in my en jou lewe teenwoordig is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons mag weet dat U by ons is, en dat U elke dag vir ons voorgaan en vir ons help. Amen.